Dis opstanding Sondag. Vir baie mense is dit net 'n lang naweek. Dis 'n tyd om weg te breek, om te gaan kuier, dalk by familie of vriende, of sommer net daar langs 'n dam uithang vir die naweek. Baie mense weet nie eers wat hierdie naweek regtig beteken nie, waar dit gaan nie. Mense weet van Gesinsdag, en die enigste Christelike vakansiedag wat mense ken is Kersdag. Die waarheid is egter dat ons hierdie naweek vier wat veronderstel is om die hoogtepunt te wees van ons Christendom. Dat Jesus opgestaan het uit die dood. Vrydag het ons die kruisiging herdenk, maar vandag jubel en juig ons, want Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Lees ons Matteus 28 vanaf vers 1 uit die boodskap uit. Die opskrif, hy is nie meer hier nie. Hy het opgestaan. Die sondagoggend vroeg, net toe dit begin lig word, is Maria Magdalena en die ander Maria af graf toe. Hulle was net by die graf toe die aarde skielik begin bewe. Verskrik kyk hulle op en sien 'n engel van die Here uit die hemel na hulle toe kom. Hy rol toe die groot klip voor die graf weg en gaan sit daarop. Toe die wagte hom sien, het hulle byna dood geskrik. Soos iemand wat flou geword het, slaan hulle neer, veral toe hulle die engel se gesig sien. Dit het gelyk of daar weerligstrale uitkom, so het hy gestraal. Sy klere was skitterend blink. Die engel praat toe met die vroue. Moenie vir my bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus, die een wat julle gekruisig het, wat hulle gekruisig het. Hy is nie meer hier nie. Hy het homself gesê, hy gaan opgewek word. Presies dit het gebeur. Maar staan nader. Kom kyk self na die plek waar hy gelê het. As julle klaar gekyk het, maak so gou as dit julle kan en gaan vertel vir sy disippels dat hy uit die dood opgewek is. Sê vir hulle, hy is op pad Galilea toe. Julle almal moet hom daar kry. Dit is my boodskap aan julle. Die vrou het nie op hulle laat wag nie. Hulle hardloop toe so vinnig as hulle kon huis toe om vir die disippels te gaan vertel. Van skrik het hulle bene nog gebewe, maar hulle harte het van pure blydskap vinnig geklop. Terwyl hulle afsit huis toe, kom hulle skielik vir Jesus self te. Daar het hy gestaan. Goeiemôre, het hy gesê. Die vroue was totaal uit die veld geslaan. Hulle het voor Jesus neergeval en sy voete vasgegryp. Woorde van aanbidding het oor hulle lippe gestroom. Jesus sê vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat ek hulle in Galilea sal kry. Maar wat doen hierdie disippels, die manne? Al het Jesus vir hulle gesê, hy gaan op die derde dag opstaan, en alhoewel hulle dit by die vrouens gehoor het, dat hy lewe en dat hulle hom gesien het hulle tog nie geglo nie. Hulle het gedink hulle jok vir hulle. Niemand van hulle het verwag dat Jesus uit die dood sou opstaan nie. Nie een van hulle het by die graf gaan wag vir hierdie groot oomblik nie. Nie een het die ander daarmee bemoedig nie en gesê, maar hy het gesê, hy gaan weer opstaan nie. Nie een van hulle het uitgesien na dit nie. Party van hulle was al op pad, terug na hulle eie dinge toe weer. Die lewe het maar net normaal weer aangegaan vir hulle nie. Die vrou het gegaan om die lijk te balsem, want hulle het geglo hy is dood. Die mans het nie eens die moeite gedoen om saam te gaan nie. Ten spyte van alles wat hulle van Jesus geglo het, alles wat hulle hom sien doen het, al die jare wat hulle saam met hom was, ten spyte daarvan dat hulle hom geglo het, ten spyte daarvan dat hulle geglo het, hy is die seun van God, dat hy God is, het nie een van hulle geglo, hy gaan opstaan. Nie een nie. Hulle het almal gesien hoe loop Petrus op water. Hulle het al die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Hulle het gesien hoe hy Lazarus uit die dood opwek. Maar nie een van hulle het verwag dat Jesus gaan opstaan nie. Maar ons is mense wat glo Jesus het opgestaan. Maar glo ons dit regtig? Glo ons dit regtig?
Ons het al gebid vir so baie mense wat in ongelukke was, mense wat in komas was vir weke. Ons bid, die familie bid, vriende bid. Daar's versoeke landwyd, wêreldwyd uitgestuur. Gelowiges van elke kerk bid. Party lê hande op, ander bid saggies op 'n afstand. So baie het gebid, baie het profeseë gelewer. Die ouers het teksverse gekry byvoorbeeld wat verseker hulle kind gaan lewe. Maar daar in party gevalle selfs weke of maande later is daardie kind of daardie persoon oorlede. So het ek en jy elke ene ons eie storie oor ons verwagtinge van God. Elkeen het sy eie storie oor dinge wat ons skepties gemaak het, wat ons wantrouig gemaak het. Dalk is dit iets wat met jou gebeur het, iets onverwags wat sommer net skielik jou lewe kom omkrap het, iets waarmee jy verwag het God gaan kom ingryp, maar nou lyk dit of jy hierdie ding self moet dra. Dalk is dit die jare se teleurstellings van 'n groot verwagting wat jy vir jouself gehad het, maar wat net nie so uitgewerk het nie. Jy het gedink jy gaan vry word, beter word, groei, maar vandag is jy nog steeds dieselfde stikkende mens. Dalk is dit iets traumaties wat met jou gebeur het, soos met die kruisiging van Jesus vir sy disippels. Dalk is dit goed wat jy aan jouself gedoen het. Die uiteinde, ons het nie meer hoop nie. Ons sien nie meer uit na die goeie dinge wat God beloof om te doen nie. Ons verwag nie meer iets groot van God nie. Ons sê, ons Jesus het opgestaan, maar ons glo dit nie met ons hele lewe nie. Ons glo nog nie verseker omdat ons glo, omdat ons weet, omdat ons weet nie. Ons glo in die kruis en ons is dankbaar daarvoor. Ons glo hy kan ons vergewe en hy wil ons vergewe en ons hou vas daaraan. Dis die kruis wat ons die deur oopgemaak het om 'n verhouding met God te kan lewe. Dit gee ons stikkende mense die hoop dat daar vergifnis kan wees. Maar ons geloof as Christene kan nie net op die kruis staan nie. As ons net die kruis van Jesus gehad het, dan het ek en jy 'n gebreklike Christendom. Dis 'n Christendom wat hoop op vergifnis vir gister en vir niks van môre en oormôre nie. Ons hoop is dan net om elke dag vergewe te word vir die gemors wat ons aanjaag. En wat ons dalk môre weer gaan doen. Maar daar's geen hoop op groei nie. Daar's geen hoop op 'n nuwe lewe nie. Die kruis is 'n belangrike simbool vir ons as Christene, maar dis nie die enigste simbool nie. Dis nie eers die belangrikste of die grootste nie. Daar's 'n simbool wat baie meer beteken as dit. En dis die leë graf. Want Jesus het opgestaan. Hy's nie net gekruisig nie. Hy het opgestaan. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 17. En as God hom nie lewendig gemaak het nie, is julle nog maar net soos julle altyd was, van kop tot tone in die sonde. Dan help dit niks meer dat julle sê julle glo nie. Dan is nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder enige hoop en totaal verlore. As Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en daar vir ons niks meer oor is daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel. Vir ons lewens het ons die kruis en die leë graf nodig. Die een maak vir ons die deur oop om na God toe te kan gaan, en die ander een maak dit vir ons moontlik om te kan deel in die nuwe lewe saam met God. 'n Lewe saam met ons Here. 'n Lewe net met die kruis sê, vergewe my vir alles wat ek gedoen het, maar los my uit sodat ek dit weer kan doen. 'n Lewe met net die kruis sê, ek weet U is by my, in my seer en U ken my seer, maar ek glo nie dit gaan ooit beter gemaak word nie. As ons nie glo in die leë graf nie, dan bly daar dele my lewe wat ek self regeer, want ek is te skepties oor God en wat hy kan doen in my lewe.
As ek so leef, dan bly ek in my sonde vasgevang. Ek bly die ou mens, want ek dink ek het die ou dinge nodig om die gate toe te stop, daar waar God nie kan voorsien nie. Ek glo in God en ek is dankbaar vir wat hy vir my gee en ek reël sekere dinge van my lewe, sekere dinge volgens sy wil, maar as ons altyd die maar by ons. Ek leef in vrees in hierdie land, want ek verwag nie God gaan my beskerm in Suid-Afrika nie. Ek hou vas aan die seer en die wrokke van my verlede. Daai onvergewensgesindheid, daai mense wat my te nagekom het, ek hou vas aan dit. Want God gaan nie daai seer genees nie. Ek maak met my geld en my werk soos ek wil, want God gaan nie vir my sorg nie. Ek maak met my verhoudings en my seksualiteit wat ek wil, want God gaan nie sorg vir my emosionele behoeftes nie. Hy gaan nie help dat ek nie eensaam word nie. Ek hou vas aan my verslawings en my gewoontes, want God gaan nie vir my iets beter bied nie. Ons is kinders van God, wat nie veel van hom verwag nie. Ons raak nie gereeld opgewonde oor wat God in ons lewens kan doen nie. So 'n Christendom is sonder die hoop van Christus se opstanding en dis leeg. Dit is 'n hartseer, skeptiese Christendom wat nie glo dat Christus regtig alles, selfs my dood, ten goeie kan gebruik nie. Ons twyfel oor alles. Kan die Here werklik vir my goed wees? En dit laat my uitkom by dit waar ons hierdie laaste 2 weke gesels, autoriteit. En wat vir my rondom hierdie autoriteit, die Here is besig om met my so 'n pad te stap rondom dit. En ek is so bang, dis iets wat net gepreek word, selfs in my eie lewe, en dit gaan weer weg, en môre en oormôre, vanoggend ons so ry, bid ek en ek vra vir die Here, asseblief Here, hierdie ding met die autoriteit, daar's 'n rede hoekom U dit bring. En ek wil dit nie net weggooi, ek wil nie volgende week weer aangaan, soos dit ek was nie. Ek wil dit deel maak van my lewe, en ek wil hê julle moet dit deel maak, ook van julle lewens. Die van julle wat hierso was, sal onthou ons het gesels oor die feit dat ons nie weet wie ons is nie. Ons weet ook nie wie God is nie. En daarom weet ons nie wie ons in Christus is nie, en waartoe ons in staat is nie. So laasweek het ons gesels oor wie ons in Jesus is. Tweedens dat ons moet onthou, ons staan onder sy gesag. Derdens moet ons onthou om die naam van Jesus te gebruik. Vierdens moet ons die woord gebruik, want die woord is lewendig. Dis ons swaard. Vyftens is daar die bloed van Jesus wat ons moet gebruik. Vandag gesels ons 'n bietjie verder. Areas of vlakke van gesag wat God aan ons gedelegeer het. Eerstens in ons persoonlike lewens. In ons eie lewens het ons die gesag om aanvalle van die Satan en sy demone en sy magte te staan in ons eie lewens. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle wegvlug. Maar onthou het ons laasweek ook gesê, onthou die eerste gedeelte, onderwerp jou aan God. As jy nie onder God se gesag staan nie, gaan die duiwel nie van jou wegvlug nie. Ons moet ons onderwerp. Ek en jy kan enige siekte of duiwelsteenwoordigheid met vertroue beveel om ons te verlaat. Maar ons bid halfhartig. Ons bid halfhartig, want ons glo nie. Tweedens is daar die gesag binne die gesin. Die man is die hoof van die huis en het die gesag om na sy vrou en sy kinders om te sien. Dis sy werk. Meneer, my boeta, dis jou werk om na jou vrou en jou kinders te kyk. Nie net om die paycheck te bring nie. Geestelik is dit jou verantwoordelikheid. Ek hoor hoeveel keer van vrouens wat hulle huise salf, vrouens wat die huisgodsdiens lei. Waar's jy? Waar's jy as 'n man? Dis jou taak. Die Here het jou aangestel
as die hoof van jou huis. Jy's die een wat moet veg. Jy's die een wat moet beklei in die gees. Jy kan nie net jou paycheck bring en vir jou vrou die kaartjie gee en sê, daar's hy, laat alles mooi loop hierdie maand nie. Want tot in finansies doen die manne dit. Dis jou verantwoordelikheid, my boeta, om vir jou vrou en jou kinders te sorg. Manne mag en moet vir ons vrouens bid, en ook die duiwel namens hulle teestaan. Ouers, julle het die gesag om julle kinders te beskerm en om hulle te versorg. 1 Korintiërs 11 vers 3 sê, ek wil egter hê, julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van sy vrou. So sê ek wat sê, jy moet jou ruggraat reguit kry en styf kry en jou slap knie oprig nie. Die Here sê dit. Mans, jy's die hoof van jou huis. En dan gaan die versie aan om te sê, en God is die hoof van Christus. Derdens is daar die gesag in die kerk. Senior kerkleiers het die geestelike autoriteit om die wat aan hulle onderworpe is te versorg. Jesus het van die gesag van die gemeente gepraat toe hy gesê het, dit verseker ek julle, wat julle ook al op hierdie aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Matteus 18:18. Dis hoekom dit belangrik is dat jy betrokke is in 'n gemeente. Ons is nie sprinkane wat veronderstel is om van kerk na kerk na kerk te spring nie. Jy moet in 'n gemeente betrokke wees. Daar waar jy kan groei, daar waar jy vermaan kan word, daar waar jy aangespreek kan word. Maar is sommer net makliker. Ons skryf ons 'n TV-predikant wat lekker, hy klink lekker en hy praat mooi en die woordjies gly so lekker, en dan eendag sê hy iets wat ons offend en sê, o nee, ons is nou klaar met hierdie ou. Want hy het so 'n bietjie op 'n toon getrap. Dan spring ons na 'n volgende ene toe. Ons kom kuier 'n bietjie hier by Uncaged, en dan eendag gaan die pastoor bietjie aan die brand en hy gooi vir my met klippe daar waar ek in die bosse staan en wegkruip. En dan, o nee, daai kerk is van die pad af. Kom ons gaan probeer die AGS of die PPK of waar ook al. Jy moet betrokke wees. Jy moet hier wees. Jy moet jou gawes en jou talente bring. Jy moet jou vermaanings kom vat. Want ons is nie almal reg nie. Ons maak baie foute. Die groot gesag is aan die ouderlinge van die kerk gegee. Ons lees in Jakobus 5 vanaf vers 14. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met die olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. Weer kom ek terug na autoriteit toe. Ons vat nie meer ons autoriteit nie. Ons bid nie meer in die kerke en lê hande op en mense word genees en ons sien wonderwerke nie, want daar's twyfel in ons harte. Daar's twyfel in ons lewens. Kan die Here dit regtig doen? Ag, kom ons bid maar net vir hierdie boeta of hierdie sissa, want dis die regte ding om te doen, maar glo ons in daai genesing. Want as ons nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. Waar is ons geloof? Ons verloor ons autoriteit. Vierdens is daar gesag oor stede in ons land. Ons kan almal vir ons stede en vir ons volke bid, maar die gesag om die magte van die duisternis hieroor te konfronteer, behoort aan die geestelike leiers wat die Here daarvoor opgeroep het, om saam te staan. Weet julle hoe moeilik is dit om 'n paar geestelike leiers te kry om saam te staan met iets? So 'n paar jaar terug was daar iemand wat sterk gevoel het, ons moet rondom die dorp bid, ons moet 'n paar punte identifiseer en as gemeentes rondom. Hulle kon nie eers drie gemeentes bymekaar kry om dit te doen nie. Want as ek dit nie gereël het nie, my stamp is nie op dit nie, dan is ek nie deel van dit nie. Hoe kan die Gees van God beweeg as al verdeeldheid tussen ons is?
Ons glo nie almal presies dieselfde nie. Daar's 'n basiese riglyn in die woord. Party mense as hulle doop, druk een keer onder, ander 3 keer en stig ons af van mekaar af. Een hou nie van die liedjies nie, dan stig hy af. En dan is daar verdeeldheid. Die verdeeldheid is in die kerk word net al hoe groter. Ons staan nie meer saam nie. Efesiërs 6 vers 12 sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Dis belangrik dat ek en jy besef, mense is nie ons vyand nie, maar die bose magte wat deur hulle werk. Daarom kan ons nie gesag oor mense uitoefen nie, maar wel die geeste wat hulle beheer. En hoor mooi, ek praat nie van demoniese besetting nie. Of dit 'n welis is, en of dit jaloesie is, of wat dit is, ek praat van daai goeters. Ek en jy kan nie 'n persoon se vrye wil skend nie. Hoeveel keer het mense al gehoor van iemand wat gaan vir bevryding van 'n demoon? Baie keer werk dit. Hoeveel gevalle is daar waar die mense sê maar uit, jy moet uit. Want hy sê maar ek sal nie. Want hierdie man, vir hierdie vrou wil my so hê. Hulle wil nie daai bose geeste laat gaan nie. So wat moet ons doen in daai geval? Ons kan nie teen hulle wil nie. As hulle hom daar wil hê, kan jy hom nie uitjaag nie. Dan bid ons net. Here, laat die Gees in hulle werk. Raak hulle harte aan. Maak hy harde harte sag. Jesus het ons leer bid, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op aarde geskied, net soos in die hemele. Daarom moet ek en jy opstaan en die gesag wat God aan ons gegee het gebruik om ons wêrelde te verander. Daar gaan nie verandering kom as ek en jy nie iets doen nie. Onthou, as jy neutraal staan teenoor 'n saak, stem jy daarmee saam. As jy nie opstaan en iets sê oor kindermolestering nie, dan keer jy dit goed. Want ek en jy moet aktief deelneem en sê, wow, ek stem nie meer saam nie, ek laat dit nie toe nie. Want wanneer ek en jy nie begin opstaan teen hierdie goeters nie, as ek en jy ook nie in die Gees opstaan nie, wat beteken dit? Absoluut niks nie. Maar ons het nie autoriteit nie, ons vat nie ons autoriteit nie. Ons het slap geword, los my maar net, ag ek wil tog net nie betrokke wees nie. Maar net nou sien die verkeerde mense dit. Hoekom nie? Ek en jy moet opstaan vir die verkeerde. As 'n man sy vrou slaan, wat doen ons deesdae? Ons draai maar net die gesig weg, is hulle saak. Dalk het sy het verdien, ek weet nie. Moet dit so wees? Nee, dit moet nie so wees nie. Ek en jy moet opstaan, ek en jy moet iets sê. Luister Opel, 'n man slaan nie 'n vrou nie. Maar ons doen niks nie. Ons hoor hoe ons bure skree en beklei en ons hoor die houe val. Maar ons doen niks. Ons het so 'n videoklip wat ek vir die kapelane wys, van die mense in 'n flat wat so beklei. En dan sit die ou en die vrou en eet. En dan hoor jy net kwak, 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 en geskree hy. En dan staan die man op en vat hy 'n baseballbat, stap hy uit, klop in die deur, maak so groot hoe die deur oop en sê, ek het gedink hierdie gaan help. Dis presies wat ons doen. Dis presies wat ons doen. As jy nie teen dit staan nie, ondersteun jy dit. Ek en jy kan nie die wêreld verander. Ons kan nie om ons verander as ons nie aktief ons autoriteit in Christus optel en begin bid vir 'n verandering en begin lewe vir 'n verandering nie. Ek en jy moet die gesag gebruik wat die Here vir ons gegee het. Nou staan ek by 'n probleem, my preek begin nou eers. Julle is nie haastig nie, nee. Fantasties.
Nadat Jesus die bergpredikasie gelewer het, was sy luisteraars in verwondering. Die Bybel sê, en toe Jesus met hierdie woorde geëindig het, was die skare verslaa oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Matteus 7 vers 28. Die Griekse woord vir gesag in hierdie vers beteken met heerskappy, met krag, met vryheid, soos een wat in beheer is. In gewone Afrikaans sou ons kon sê, hierdie man spreek soos een wat weet waarvan hy praat. Let op, hierdie vers sê nie Christus het met gesag gepraat nie, maar eerder soos een wat gesag het. Dis een ding om te praat met wat ek en jy dink gesag is, met 'n harde of 'n luidrugtige stem, want mense dink ons, hoe harder ek praat en hoe meer ek skree, het ek autoriteit, as ek in beheer. Nee. In God se koninkryk is gesag iets heeltemal anders. Dis iets wat jy besit, en nie iets wat jy bloot net sê nie. Dis iets wat in jou wese is, dis iets wat in jou is. Jy kan sien wanneer iemand by daai deur inkom, stap iemand met autoriteit in, en hoeveel mense kom ingestap en jy sien die onsekerheid in hulle. Nou die autoriteit wat Jesus uitgeoefen het hierdie hele godsdienstige stelsel geskit. Die Joodse leiers het aanhoudend by hom gekom en gevra, waar kry hy sy autoriteit vandaan? Matteus 21, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? Jesus het hulle promptheid geantwoord, ek sal julle nie sê nie. Die Here het geweet dat hy nie nodig gehad het om die duiwel te vertel waar hy sy geestelike gesag vandaan gekry het nie. Christus het hierdie gesag nie net in sy preke gehad nie, maar ook oor alle sataniese magte. Onthou julle toe hy die sinagoge in Kapernaum inkom, is hy begroet deur 'n man met 'n demoniese gees besete was. Die gees het uitgeroep, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus, die Nasareëner? Het u gekom om ons te verdelg? Markus 1 vers 24. As die bose gees vir Jesus vra, wat het u met ons te doen, sê hy, eintlik, hierdie saak gaan u nie aan nie. Dis tussen my en hierdie man, dis tussen my en hierdie lewelose kerk in Kapernaum. Niemand was nog ooit oor hierdie man begaan nie. Hulle sien hom elke dag. Hy was in hierdie toestand vir hoeveel jare? Die kerkleiers het gekies om daarmee saam te lewe. Dis maar so. Ons het 'n lekker knus reelingkie hierso. Jesus, hoekom los jy ons nie maar net alleen nie? Los ons uit, gaan weg. Verder het Jesus geweet, hierdie sinagoge het nie nog 'n preek of nog 'n interpretasie van die wet nodig gehad nie. Dit het nie nog 'n seminaar of hierdie opwindende program of pers en geel ligte op die stage nodig nie. Hulle het 'n persoon nodig gehad met gesag. Iemand wat die duiwel uit hulle midde kon verdryf, en beide die besete man en ook die magteloosheid van hierdie kerk kon beëindig. Christus het sy gesag gebruik om dit te doen. Die skrif sê, en Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. Ons sou vandag kon sê, hou jou mond duiwel, maak dat jy wegkom, dat jou voete raas. En die Satan het gevlug. Vers 26, en die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry, en met 'n groot stem geskreeu, en uit hom uitgegaan. Weereens was die mense in verwondering en het gesê, en almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat was dit? Watter nuwe leer is die, dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee, en hulle gehoorsaam hom. As daar ooit 'n tyd is, wat die kerk van Jesus Christus krag en gesag nodig het, is dit nou. Die Christene van vandag, ons almal, besit bitter min geestelike gesag. Bitter min. Dalk dink jy, maar ek is nie Jesus nie. Hy het na hierdie aarde toe gekom met goddelike gesag. Die feit is dat Jesus, alhoewel hy God was, dieselfde duiwel as 'n mens trotseer het. As 'n mens, 'n vleesmens,
maar 'n geesgemagtigde mens, 'n geesbekragtigde mens. Hy het die Satan op geen ander beginsel beveg nie. Net so het die Satan Christus altyd as 'n mens genader. Alhoewel hy geweet het dat hy die seun van God is. Die duiwel sou dit self erken. Hou op, Jesus, die Nasareëner. So, hulle het hom aangespreek as 'n mens van 'n sekere dorp. Nie as die seun van God nie. Want dan sou hulle gesê, Jesus, seun van God, los ons. Hulle sê Jesus van Nasaret. Al was Jesus vlees en bloed, het hy ten volle geestelike autoriteit oor elke demoniese mag uitgeoefen. Jy mag dalk dink, as ek maar net hierdie soort mag oor die vyand gehad het, maar ek besit nie die tipe gesag om die Satan te laat wegvlug nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Jesus se disippels het hierdie mag gehad. Ons het laasweek ook van dit gepraat, Matteus 10 vers 1, en hy het sy 12 disippels na hom toe geroep en hulle die mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en kwaal te genees. Lukas 10 vers 9 sê, kyk, ek gee julle die mag om op slang en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Dis vir jou, dis vir my, dis vir elke ene van ons, wat die Here hierdie krag gee. Vir elke een. Die apostel Petrus was gemaak van vlees en bloed, net soos ek en jy. Tog het hy geestelike gesag oor die duiwel uitgeoefen. Hy het aan die lamman by die tempelpoort gesê, in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Handelinge 3 vers 6. En die man is genees. Nêrens in die Bybel staan dit dat hierdie mag nie meer vir my en vir jou beskikbaar is nie. Die Here het nog nooit gesê vir die kerk, ek het julle tot hier gehelp, tot in 1990 het ek julle gehelp, nou is julle op julle eie nie. Die Here het dit nog nooit gesê nie. Watter soort God sou sy kinders alleen gelos het, wanneer hulle hom die nodig gehad het? Onthou in die woestyn die Israeliete, die konings en die profete soos Elia en die menigte mense tydens Pinkster. Hy was daar vir hulle almal. En nou dat ek en jy hom nodig het, nou is hy nie meer daar nie. Nee. Hy's nog steeds hier. Hy's nog steeds, gee hy vir ons alles wat hy vir hulle ook gegee het in daardie tyd. Openbaring 12 vers 12 sê, die duiwel het na julle toe neergedaal met groot woede, omdat hy weet, hy min tyd het. So waarom sou God toelaat dat die Satan kom om 'n swak, magtelose kerk wat nie weerstand het nie aan te val? Dis mos nie die God wat ons aanbid nie. Om ons net te los en te sê, nee wat, laat die Satan julle maar verskeer. Ek en jy het nog nooit ons toegang tot sy goddelike krag verloor nie. Dis nog steeds daar vir elke ene van ons en vir die wat nog sal kom. Ongelukkig het 'n aantal Christene 'n heeltemal verdraaide idee van geestelike autoriteit. Veral sien ons dit in die charismatiese kerke. Het julle al gesien hierdie kragbyeenkomste, power events wat hulle het? Hier was nou weer 'n paar gewees, hier oor Desember, hier's kort 'n paar wat ou sien. Dan hou hulle hierdie krag events. En dan lê hulle hande op mense om hulle met geestelike autoriteit toe te rus. Die ding is net, wanneer daai persoon by die huis kom, is daar niks. Hy het daar in die kerk geval en is hande op hom gelê en te kere gegaan, maar hy stap daar uit en die autoriteit bly agter. Het hy dan ooit autoriteit gehad? Op die ou einde vra hulle dieselfde vraag as Jesus se disippels. Waarom kon ons nie hierdie bose geeste uitdryf nie? 'n Mens kan nie bo menslike krag ontvang net omdat iemand sy hande op jou lê nie. Dis nie 'n gawe nie, dis 'n manier van leef, dis om met Jesus te wandel dag vir dag. Ons gaan nie slaap en dan môreoggend word jy wakker as hierdie kragstasie nie. Hierdie gelowige kragstasie, 'n powerhouse nie. Die feit is dat God slegs sy goddelike krag en gesag skenk aan wat Petrus noem die verborge mens van die hart.
in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stille gees, 1 Petrus 3 vers 4. Paulus verwys ook na die innerlike mens, kyk daar in Romeine 7, waar hy sê die innerlike mens word dag na dag vernuwe. Onthou, elke een van ons het twee dele. Ons het die uiterlike kant, wat almal mooi sien, en dat is die binnekant, wat net die Here sien. Nie as ons mans of ons vrouens ken hy werklike binnekant van ons nie. Die verborge mens hier binnekant, dis die een waar God in kom werk. Dis die een waar hy beweeg, waar hy woon. Die Heilige Gees is voortdurend aan die werk in my en aan jou, terwyl ons versterk, dat ek en jy werklik geestelike gesag kan verkry. As ons 'n geestelike autoriteit wil beweeg, moet ons ophou om ander te probeer beïndruk met hoe ons optree, hoe vreeslik vroom ons is. Het julle daarom gesien, ek was by die selgroep, het julle daarom gesien, ek was Sondag in die kerk, het julle gesien, ek was Vrydag en Sondag in die kerk? Nee, hier binne. Ek en jy moet fokus op die innerlike mens, want dis die enigste manier waarop ons Christus se autoriteit kan ontvang. Dis nie deur ons kerkbywoning nie, dis oor wat hier binne gebeur in ons. Toe die disippels hulpeloos was teen die vyand, het Jesus aan hulle gesê, dat mag oor Satan kom slegs deur vas en bid. Waarom is dit so? Wat doen ons wanneer ons vas en bid? Wanneer laas het julle gevas? Wanneer laas het ek gevas? Wanneer ek en jy vas en bid, dan spandeer ons daai ekstra tyd saam met die Here. Ons maak ons ore ekstra oop. Ons maak ons harte ekstra nederig om in die Here se teenwoordigheid te kom. En waaroor gaan dit? Om die innerlike mens te versterk. Maar ons sukkel nie meer nie. Ons gaan nie meer deur moeilike tye nie. Dis ook ons nie vas en bid nie. Ons moet quick fixes vir alles. Antwoorde vir alles. Ek en jy kan glad nie geestelike gesag kry as ek en jy nie gereeld tyd met die Here spandeer nie. Dit moet jou lewenswyse wees om tyd met die Here te spandeer. Ons wil al hierdie wonderwerke doen en al hierdie groot dinge doen, maar ons spandeer nie tyd saam met die Here nie. Waar gaan jy daai krag kry? Checkers, daar op die rakke. Jy gaan lank soek, is nie daar nie. Hoe kan ons verwag om die Satan uit ons kerk, ons huise en ons kinders te dryf as ons nie bid nie? Hoe kan ouers verwag dat God hulle met geestelike mag sal toerus terwyl hulle argumenteer voor die kinders, beklei voor die kinders, skinder voor die kinders? Op elke Sondag vra iemand, ons moet vir ons kinders bid. En elke Sondag gaan sê ek, hoe lewe ek en jy? Hoe lewe ek en jy? Ons bespreek mense, ons beskinder mense, en dan wonder ons hoekom het ons kinders nie respek vir ander mense nie. Hulle leer dit by jou huis. Jy het nie respek vir ander mense as jy van 'n skinder nie. Hoe kan ons verwag om geestelike gesag te besit as ons uitgaan en drink en kuier en dan raak ons van ons kop af as ons hoor ons kinders het 'n zol gekap? Jy stel die voorbeeld. Hoe kan ons geestelike gesag hê as ons toelaat dat ons kinders onder ons toesig drink? Ag, is alright, ten minste drink hulle by die huis, ek check hulle. Hoe kan ek en jy geestelike gesag hê as ons toelaat dat ons kinders saam slaap? Ons wil hierdie geestelike autoriteit vat. Ons wil hierdie krag hê, maar ons laat dit toe in ons kinders. Hoe kan ek en jy geestelike gesag hê as die vrouens die broek in die huis dra? Hoe kan ek en jy geestelike gesag hê as ons ons eie ek oor die res van ons gesin, ek praat nie eens van die gemeenskap nie, van ons eie gesinne, solank pappa of mamma alles het wat ons wil hê, as dit chap, ons worry nie oor die res nie.
Jesus kon duidelik sê, die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. As jy nie dieselfde kan sê nie, sal jy magteloos bly. En die Satan sal los wees in jou huishouding. 1 Petrus 3 vers 1, net so moet julle vroue ook aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Die woord vir wandel hier beteken lewenstyl of gedrag. Petrus praat dalk hier meer oor as net die vrouens. Hy sluit dalk hier ook die bruid van Christus in. Die voorbeeld hier is van 'n vrou wat ware geestelike gesag besit. Hierdie vrou is onderdanig aan haar man, omdat die duiwel dit beveel, en omdat sy toelaat om deur God se woord gelei te word, word haar verborge mens verander na God se goddelike natuur. Petrus maak die gevolgtrekking dat hierdie vrou nie nodig het om haar man te berispe of om hom aan te spreek nie. Sy sal in staat wees om hom vir Christus te kan wen, sonder om 'n enkele woord te sê. Hoe? Deur haar getuienis, deur haar veelseggenheid en die krag van haar goddelike wandel. Jy kan mos sien as iemand die Here dien. Jy sien dit in hulle, dit straal uit hulle uit. Jy hoef nie 'n woord te spreek nie. Hierdie vrou se man mag baasspelerig wees, diknek, sy eie ding doen. Sy mag haar tong keer op keer vasbyt. Want ek wil hom net iets sê. Maar omdat sy onderdanig is, omdat sy onderdanig is aan God se woord en ook aan haar man, ontvang sy toenemende geestelike autoriteit. Elke dag word dit vir haar bygevoeg. 'n Kragtige mag word aan haar vrygestel om haar autoriteit te laat toeneem oor die vyand se houvas op haar man. Hierdie vrou se buurvrou is dalk ook 'n gelowige en sy bly vurig bid vir haar man. Maar in plaas daarvan om die getuienis en 'n goddelike wandel van haar lewe te laat getuig, lê sy op sy nek. Sy gaan hom. Sy quoteer Bybelverse vir hom elke dag. Skryf dit in papiertjies, gooi dit in sy kosblik, stuur vir hom WhatsApps elke dag met Bybelversies. Smeek om kerk toe te gaan. Argumenteer met hom. Dis jammer, maar hierdie vrou bly magteloos. Sy het alreeds haar geestelike gesag verloor omdat sy die leierskap oor haar huis van haar man af weggevat het. Sulke vrouens, moenie probeer om jou man te oortuig nie. Moenie probeer om bidure in jou huis te hou nie. As jy nie onderdanig aan jou man is nie, het jy geen krag om enigiemand te bevry of te verlos nie. Jy het alle geestelike gesag verbeur, omdat jy nie langer onder die beheer van God se woord staan nie. Die Here gee uitdruklik vir ons instruksies hier rondom. Wat van ons is die bruid? Hoeveel keer probeer jy mense druk en oortuig om tot bekering te kom? En jy stuur vir hulle versies en jy wys hulle sondes vir hulle uit en jy tik sulke lang boodskappe om vir hulle te sê hoekom is hierdie en hierdie en hierdie en hierdie verkeerd. En wat doen jy? Jy stoot hulle net verder weg van die Here af. Waar's daai stille wandel wat die woord hiervan praat? Waar's daai wat jy onder die gesag staan van die Here? Enkellopendes, het julle al julle self onderwerp aan die gesag van goddelike herders in julle lewens. Geen persoon kan gesag hê, ons het laasweek daarvan gepraat, totdat jy onder gesag staan nie, wat jy submit onder gesag nie. Die bruid van Christus kan slegs geestelike gesag verkry, wanneer ons onderdanig staan aan God se woord. Dan kan ons gesag kry. Ons dink baie keer autoriteit en krag beteken iets hard en luidrigtig. Tog is dit nie waarvan geestelike autoriteit nie. Petrus sê dat God alle geestelike gesag toevertrou het aan die verborge mens van die hart, omdat dit 'n sekere karaktertrek besit.
Die verborge mens van die hart in die onverganklike versiening van 'n sagmoedige en 'n stille gees wat kosbaar is voor God. 'n Sagmoedige of 'n nederige en 'n stil gees is bestand teen bederf. Daar's nie al hierdie goedjies vrot wat inkom nie, en dit is van groot waarde in die oë van die Here. Hierdie spesifieke karakterversiering, 'n stille en 'n sagmoedige gees, is die bron van alle geestelike krag. Dis 'n krag uit die hemel uit, wat die verborge mens wat jou binnemens vasgryp, wat in 'n rein gees, wat jou help om rein te word, om skoon te word, om vlekkeloos vir die Here te staan. Dit skep in jou 'n nederige gees. Die Griekse woord vir sagmoedigheid beteken ook sagsinnigheid, en die woord vir stille beteken versekerd en ongesteerd. Petrus praat van 'n hart wat altyd tevrede is met sy posisie in Christus. So 'n hart besit ware geestelike gesag. Weet jy wie is jy in Jesus? Het jy 'n lewende verhouding met hom? Kan jy daai stille en sagtigheid, het jy dit binne in jou? Die wêreld leer vir ons, staan jou man, verkry mag deur intimidasie, maak oogkontak, gebruik liggaamstaal, kyk ander mense aan, tot hulle submit, sê, is jammer. Dis wat die wêreld vir ons sê. Sit jou eie behoeftes eerste. Maar ek en jy se gesindheid as gelowiges is heeltemal anderste. Ek en jy jaag na gesag, slegs vir een doel, om Satan op die vlug te laat slaan. Ons wil in staat wees om sy aanvalle teen ons lewens, ons kerke en ons families te staan. Ons moet erken dat ons geen ware krag het sonder 'n gees van sagmoedigheid en van 'n stille en 'n verborge mens. Dis waar ons krag is. Ons praat baie keer van daai strong silent type. Julle ken hulle. Dawid skryf, u regterhand het my ondersteun en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak. Die frase het my groot gemaak beteken hierso het sy genade vir my oorvloedig vermeerder. Dawid maak die stelling, Here, u sagmoedigheid teenoor my het my eie kapasiteit vir genade oortref. Ek het nie besef, Here, dat u soveel genade, soveel liefde vir my het nie. Ek het dit nie besef nie, Here. Want onthou, Dawid was ook maar 'n bad ouetjie, nee. Want hy het oorspel gepleeg. En toe het hy nog daai man laat vermoor om sy sonde weg te steek. Tog het die Here aan Dawid ongelooflike genade en vergifnis bewys. Dawid was oorweldig met God se sagmoedigheid en sy liefde teenoor hom tydens hierdie slegte deel van sy lewe wat hy daai so lekker aangejaag het. En nou sê hy, die Here het so sag met my kon werk, die Here het so mooi met my kon werk, die Here het so op 'n liefdevolle manier met my kon werk. Ek kan nie anderste as om dieselfde met ander mense te werk nie. Die Here het my daai voorbeeld gewys. Ek en jy loop in ware geestelike autoriteit die oomblik wanneer ons alle vrees vir die duiwel verloor het. Hoor mooi. Ons loop in geestelike autoriteit die oomblik wanneer ons alle vrees vir die duiwel verloor het. Dawid het verklaar, ek sal geen onheil vrees nie. Psalm 23 vers 4. Hy praat hier van hierdie soort stille, ongesteurde gees wat Petrus ook beskryf het. Dawid se verborge mens het ongesteerd gebly, kalm in sy hart. Maak nie saak wat die Satan teen hom gebring het nie. Hoekom? Hy ten volle op God vertrou. Ten volle op God en sy woord. Dit wat die Here sê, het hy geglo. Dawid was in staat om te sê, ek het 'n openbaring van die Vader se liefde en geduld vir my gehad. Daarom sal ek geen verdere leuns van die Satan aanvaar nie. Ek weet nou, dis beter om na God te luister, na die Heilige Gees wat my leer. Laat die storms en die probleme maar kom. Laat die duiwels maar te kere gaan. Laat my vyande maar van alle kante afkom. Laat siekte en dood selfs dood my in die gesig staar. My hart is gerus, want ek weet dat alle dinge in die Vader se hand is. Ek weet, sy oog is nie af van my af nie.
En ek weet, hy laat alles ten goeie meewerk vir my, omdat hy vir my lief is. In teenstelling het mooi weer Christene geen autoriteit nie. Alwaaraan hulle dink is, waarom sou God toegelaat het dat hierdie gebeur? Wat gaan ek nou doen? Waarna toe nou? Hoe nou? Wat nou? Hulle lewens is vol chaos, is vol vrees, dis vol murmurering, omdat hulle enigste hulpbron afgeskeep het. Hulle het nagelaat om God se woord in hulle harte te bære. En daarom kan hulle in krisistye nie terugval op die woord en die beloftes van die Here nie. Want dit is nie hier binne nie. Die enigste geregtigheid wat die Satan afskrik is die geregtigheid van geloof. Jesaja 32:17 sê, die werking van geregtigheid sal vrede wees en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. Ek en jy kan nie die duiwel teestaan net omdat ons nou opgehou drink het nie, of omdat ons nou nie meer dwelms gebruik nie. Ek en jy kan 'n hele boek van moeds en moenies vat en daarvolgens probeer lewe. Maar dit is nie God se geregtigheid nie. Geregtigheid is om te glo dat wat God sê die waarheid is en om jou daartoe te wy. Hoor julle mooi? Jy kan al die moeds en die moenies en die reëls onderhou. Maar as jy nie glo nie, as jy nie oortuig is nie, het jy nie God se geregtigheid nie. Ons is nie waarlik regverdig totdat ons glo in die absolute krag van Jesus se bloed om ons siele skoon te maak nie. Daar's niks anders wat jou siel kan. Daar's niks anders wat jou sonde van jou kan afwas nie. Daar's niks wat jou in 'n verhouding met God kan stel behalwe die bloed van Jesus Christus. Die kruis van Jesus wat ons die deur oopgemaak het. Ek en jy kan geestelike gesag as volg opsom. Ek wandel in die volle versekerheid van die betroubaarheid van God se woord. Glo jy die woord van God? Glo jy die beloftes in die woord? Sonder om te twyfel. En dan gaan ons aan om te sê, ek doen wat dit sê, en ek onderwerp myself aan elke bevel. En my geloof in sy woord bring my hart tot ruste. As die Here sê, ek sal vir jou sorg, ek is by jou in hierdie moeilike tyd, glo jy dit? Glo jy dit? Of nee, dis nie vir my nie, dis net vir Riddel. Die Here gee vir hom sulke beloftes, nie vir my nie. Dis vir elkeen van ons. Satan kan nie langer in my teenwoordigheid talm nie. Hy kan nie om my uithang nie. Ek het net nodig om te sê, die Here bestraf jou Satan, en hy sal wegvlug. As ons weet wie ons in Christus is, en ons het die autoriteit van ons opgetel, dan kan ons dit sê. Vertrou God se woord in elke krisis. Wat in jou lewe in die gang is op hierdie stadium? Vertrou God se woord. En wanneer ek en jy God se woord vertrou, wanneer ons glo daarin, kan ek en jy geestelike autoriteit kry. Amen. Baie dankie Almagtige Vader. Here, soos ek vroeër ook gesê het, dankie vir hierdie woord van autoriteit, Here. Ons het so swak geword, Here, want ons spandeer nie tyd in vas en gebed nie. Ons spandeer nie tyd in die woord nie. Ons glo nie meer in die beloftes wat U gegee het nie. Maar dankie Here dat U hierdie laaste paar weke net vir ons kom vertel het wie ons werklik is. En ek bid Here dat U elkeen van ons sal help, dat ons geestelike autoriteit sal optel, dit wat U bedoel en beplan het vir elkeen van ons. Here, dat ons lewens van oorwinning kan leef. Vir elkeen wat sukkel met 'n man of 'n vrou, kinders, ouers wat nie in U glo nie, kom bid ek Here dat U vir
ons sal help dat ons met daai stille sterk gees wat U vir ons gee, ook hulle kan inwen vir die koninkryk. Dankie vir die woord, dankie vir die genade, dankie vir tweede, derde, vyfde, 10de kansse. En Here, help vir ons om hierdie geleentheid en hierdie kans wat U vir ons vandag gegee het, nie weg te gooi nie. Dankie vir die leë graf. Dankie Here dat die leë graf beteken ons kan met oorwinning lewe. Aan U Here alleen kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen.